Ons gaan vandag en volgende week gaan ons 'n reeks van 2 behandel. En die reeks tema is ontdek opnuut weer die krag van God se woord. En vandag gaan ons kyk na die woord wat lewe bring. En dan volgende week na die woord wat lewens verander. Voordat ons dan vanoggend se teks lees, wil ek net eers begin met 'n prentjie. Stel jou voor iemand word wakker. En die eerste ding wat hulle doen is hulle gryp na hulle selfoon. En hulle begin blaai. Kyk na die nuus, kyk na boodskappe, gaan op sosiale media, kyk na video's, die een ding na die ander. En voordat hulle nog uit die bed uit opgestaan het, is hulle gedagtes reeds vol. Maar baie dikwels bly hulle harte leeg. En nou wil ek 'n eerlike vraag vra. Hoeveel van ons is vol inligting, maar ons harte bly onveranderd? Ons lees gereeld, ons neem gereeld nuwe inligting in, en ons word voortdurend gebombardeer met woorde, met menings en met nuus. Maar tog, baie dikwels so diep binne in ons, bly dit droog, so ontsettend droog. En hierin lê die gevaar. Ons kan mense word wat so baie van die Bybel weet, sonder dat ons meer regtig die krag van God se woord ervaar. En vanoggend wil ek met julle praat oor iets wat baie eenvoudig klink, maar wat baie diep is. Wat gebeur wanneer God se woord jou weer vind? Kom ons lees dan vanoggend saam. Ons gaan Lukas 24 lees vanaf vers 13 en dan gaan ons ook Hebreërs 4 vers 12 lees. Kom ons blaai na Lukas 24. Lukas 24 vanaf vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van hierdie dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie." Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar:
Het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot hier en dan gaan ons ook net Hebreërs 4 vers 12 lees. Die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Ons lees net dit saam vanoggend. Liewe familie in Christus, daar's min dinge wat so hartseer is, soos 'n Bybel wat oopgemaak word sonder verwagting. Vir baie Christene het die Bybel iets geword wat hulle behoort te lees, soos vitamiene. Jy weet dit is goed vir jou, en jy weet jy behoort dit in te neem, maar daar is min vreugde daarin, min verwagting, min verwondering. En tog was dit nie altyd so nie. Wanneer ons die Bybel lees, ontdek ons dat God se woord mense se lewens beïnvloed het. Mense het gehuil, mense het fees gevier, mense het tot bekering gekom, mense het moed gekry en mense het hoop gevind. Nie omdat die Bybel magies is nie, maar omdat God self deur sy woord praat. Vandag in hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, ontmoet ons 2 mense wat alles verloor het. Hulle droom, hulle hoop, hulle verwagting. En tog ontmoet hulle die opgestane Christus op 'n verrassende plek. Nie by die leë graf nie, maar wanneer die skrif oopgebreek word. Kom ons kyk dan na 'n paar punte. In die eerste plek, die woord kom juis na ons toe wanneer ons verward is. Hierdie 2 manne loop na Emmaus toe. Hulle stap weg van Jerusalem af. Weg van die plek waar alles gebeur het. Weg van hulle teleurstelling af. Kan jy hulle hoor praat? Ons het gedink hy is die een. Ons het gedink dat dinge anders sou uitdraai. Ons verstaan nie meer nie. En is dit nie soms ook ons verhaal nie? Ons het gedink dat ons huwelik anders sou wees. Ons het gedink dat 'n kind anders sou uitdraai. Ons het gedink dat aftrede makliker sou wees. Ons het gedink dat ons gesondheid beter sou wees. Ons het gedink, maar die lewe het anders verloop. En dit is waar Jesus hierdie 2 ontmoet. Nie wanneer hulle sterk is nie, nie wanneer hulle glo nie, maar wanneer hulle verward is. En wat my tref is dat Jesus nie dadelik hulle probleem opgelos het nie. Hy verduidelik eers vir hulle die skrif. Ons wil so graag antwoorde hê. En ons wil altyd so graag hê dat dit vinnig moet gebeur. Maar dikwels gee God eers vir ons perspektief. Het jy al ooit ergens heen gery en ewe skielik sê jou GPS vir jou dat jy 'n ander pad moet vat? En jy dink, dit kan tog nie reg wees nie. Partykeer ignoreer jy selfs die GPS, want jy dink dat jy beter weet. Om dan maar net 'n entjie vorentoe te ontdek dat daar 'n ongeluk was en dat die pad toe is. Want sien, die GPS kon sien wat jy nie kan sien nie. En dit is hoe God se woord ook werk. Dit verduidelik nie altyd dadelik alles nie, maar dit help ons om op die een te vertrou wat verder kan sien as wat ons kan sien. Die Emmausgangers wou verduideliking sê,
maar Jesus het eers vir hulle perspektief gegee. Die tweede punt waarna ons vanoggend wil kyk, is dat die woord vir ons wys wat ons self nie kan sien nie. Stel jou voor jy besoek 'n museum en daar hang 'n enorme tapisserie teen die muur. Maar die gids kom en dan nooi hy almal om eers na die agterkant van die tapisserie te kyk. En van die agterkant af sien jy net 'n de mekaar gemors. Los drade, knope, kleure, verskillende kleure wat in elke denkbare rigtings gaan. En niks maak sin nie. As iemand vir jou sê dat hierdie 'n meesterstuk is, dan sal jy hulle verseker nie glo nie. Maar dan lei die gids almal om na die voorkant toe. En alles is skielik anders. Die knope verdwyn, die kleure maak sin, en elke draadjie het sy plek. Die prent is pragtig. Dit is 'n ware meesterstuk. En ons lewens lyk dikwels soos die agterkant van die tapisserie. Ons sien die knope, ons ervaar die teleurstellings, die onbeantwoorde gebede, die lyding wat ons soms selfs in ons lewe ervaar. Die Emmausgangers het na die agterkant van die tapisserie gekyk, maar Jesus het na die voorkant gekyk. En toe hy die skrif vir hulle oopbreek, het hy hulle gehelp om te sien dat dit wat gelyk het soos 'n verskriklike einde, eintlik deel was van God se pragtige ontwerp. Soms verwyder God se woord nie altyd dadelik vir ons die knope nie, maar dit help ons om die een te vertrou wat reeds die volle prentjie sien. Jesus begin dan by Moses en dan die profete, die hele Ou Testament, en hy verduidelik vir hulle hoe dit alles op hom wys. En kyk net hoe verskil die perspektief. Wat die disippels gesien het is 'n kruis. Wat God sien is verlossing. Wat die disippels gesien het is 'n einde, maar wat God sien is 'n begin. En hoeveel keer gebeur dit nie in ons lewens nie? Ons kyk na 'n situasie en dan dink ons, ag nee wat, dit is verby. Maar dan sê God vir ons, ek is nog besig. En die woord help vir ons om verder as net die oomblik te kyk. Dit gebeur telke male in die Bybel. Dink maar net aan die verhaal van Josef. Josef sit in 'n put, en dis sy eie bloedbroers wat hom in daardie put gegooi het. Daarna is hy in slawerny verkoop, want sy broers het weer gekom en hulle het hom uit die put uitgehaal en hulle het hom as 'n slaaf verkoop. Toe word hy in die tronk gegooi vir iets wat hy nie gedoen het nie. Om die waarheid te sê, dit was juis sy integriteit om die regte te doen, in plaas van om die verkeerde te doen, wat hom in die tronk laat beland het. En as jy hom nou in die tronk sou besoek het, dan sou jy verseker nie vir hom gesê het, God se plan werk wonderlik nie. Maar later sê Josef self vir sy broers, julle het kwaad beplan, maar God het dit ten goeie laat meewerk. God sien meer, altyd meer, as wat ons sien. En dit is juis waarmee die Bybel ons wil help. Dit wil ons help om met God se oë na die dinge wat in ons lewens gebeur te kyk. Dit verwyder nie elke knoop nie, maar dit help ons om op die wewer te vertrou. Die derde punt is die woord maak harte weer lewend. Die wonderlike woorde wat ons vanoggend gelees het ons hart nie brandend geword nie. Die 53 vertaling lees, was ons hart nie brandende binne in ons nie. En die boodskap sê dit so mooi, ons hart het omtrent opgewonde geklop. Let op wat hulle nie sê nie. Hulle sê nie ons het nuwe inligting gekry nie. Hulle sê ons harte het gebrand. Ons harte het warm geword.
Ons harte het opgewonde geklop. 'n Vrou het ou familiefoto's sorteer nadat haar ma oorlede is. En sy kom op 'n foto van haarself af toe sy 'n klein dogtertjie was wat leer fietsry het. En toe sy mooi na hierdie foto van naderby kyk, het sy iets opgemerk wat haar nog nie van tevore so getref het nie. In die agtergrond, so bietjie buite fokus, was haar pa. En sy hand was op die fiets se sitplek. En hy het die hele tyd agter haar aangehardloop. As kind het sy trots gedink dat sy alleen ry. Maar nou, jare later, besef sy was nooit alleen nie. En is dit nie ook dikwels hoe die lewe werk nie? Eers later besef ons dat God was daar. Hy was die hele tyd teenwoordig. Hy het ons vasgehou. Hy het ons beskerm en hy het ons gelei. Die Emmausgangers het gedink hulle loop alleen, maar hulle was nie alleen nie. Jesus het die hele pad saam met hulle geloop. Ware Bybel lees het nie maar net meer kennis ten doel nie. Ware Bybel lees se doel is liefde. Meer opgewondenheid oor die wonder van God. Dink aan Jeremia. Jeremia het opgehou preek. Hy was moeg en hy was moedeloos. Maar dan sê hy, sy woord word in my hart soos 'n vuur wat brand. En dit is wat God se woord doen. God se woord maak iets binne in ons wakker. Die 4de punt is die doel van God se woord is ontmoeting. Die hoogtepunt van die Emmaus-verhaal is nie die studie van die Bybel nie. Die hoogtepunt is dat hulle oë geopen is. Die skrif het hulle na Christus toe gelei. En dit is die doel van elke preek, van elke Bybelstudie, van elke stilte tyd. Nie meer kennis nie, maar meer van Christus. Het jy al ooit 'n verhaal begin lees en by 'n hoofstuk gekom waar alles uitmekaar val? Die held misluk, iemand sterf, verhoudings verbrokkel. As jy daar opgehou lees het, sou jy gedink het, maar hierdie is 'n verskriklike storie. Maar dan besef jy dat die skrywer het nog nie klaar geskryf nie. Eers wanneer jy latere hoofstukke bereik, dan verstaan jy hoekom hierdie pynlike hoofstukke nodig was. Ons wil dikwels ons lewe oordeel, terwyl ons maar nog net in hoofstuk 6 of hoofstuk 7 is. Maar God sien reeds die laaste hoofstuk. Die Emmausgangers het gedink Goeie Vrydag was die einde, maar Jesus het geweet wat kom nog. Die vraag vir ons vanoggend is eenvoudig. Wanneer laas het jou hart gebrand? Wanneer laas het jy God se stem gehoor? Wanneer laas het God se woord jou getroos? Jou uitgedaag, jou verander? Miskien voel jy vandag of jy op 'n pad ry wat geen sin maak nie. Miskien is al wat jy in jou lewe sien die knope van die tapisserie. Miskien is jy steeds in die pynlike hoofstuk van jou lewe. Miskien sal jy eendag terugkyk en soos die dogtertjie in die foto besef dat jou hemelse Vader die hele tyd by jou was, dat sy hand nog die hele tyd op jou lewe is. En miskien is God se woord vandag juis wat hy wil gebruik. Nie noodwendig dat dit jou omstandighede onmiddellik sal verander nie, maar om die manier waarop jy die omstandighede waarop jy in die oomblik is, dat jy na dit sal kyk en dat jy dit anders sal sien. Dat jy vanoggend hier sal kan uitgaan en dat jy sal onthou, God se leiding is soos 'n GPS. Geloof is soos 'n tapisserie.
God se teenwoordigheid is soos 'n pa wat agter 'n fiets aanhardloop. En ons lewens is soos die verhaal van 'n storie waarvan die einde nog glad nie geskryf is nie. En in dit alles is God en sy woord teenwoordig, lewendig en kragtig. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons kom vanoggend met dankbare harte na U toe. Dankie dat U nie 'n God is wat stil bly nie, maar 'n God is wat praat. Dankie dat U deur die eeue met mense gepraat het en dat U vandag nog steeds deur U woord met ons praat. Here, ons bely dat ons dikwels U woord lees sonder om dit regtig te hoor. Ons ken die verhale, ons ken die verse, ons weet wat ons behoort te doen. Maar soms het die wonder verdwyn en het ons harte koud geword. Vergewe ons wanneer U woord vir ons net nog inligting geword het en nie meer 'n ontmoeting met U is nie. Ons bid vandag dat U woord ons weer sal vind. Vind ons in ons vreugdes en ook in ons hartseer. Vind ons in ons twyfel en onsekerheid. Vind ons wanneer ons moeg is, wanneer ons moedeloos is en wanneer ons dink U is ver. Ag Here, wil U nie vanoggend kom en wil U ons oë open soos wat U die oë van die Emmausgangers geopen het nie. Laat ons U raak sien elke keer as ons die Bybel lees. Laat ons U stem weer hoor. Laat ons harte weer warm word wanneer U met ons praat. Heilige Gees, wil U kom en wil U binne in ons kom werk. Kom breek ons harde harte oop. Kom maak vir ons ontvanklike harte. Vernuwe ons denke sodat ons die wêreld en ons eie lewens deur U oë sal sien. Ons wil kom bid vanoggend dat U vir ons 'n nuwe liefde vir U woord sal gee. Nie omdat ons voel ons moet dit lees nie, maar omdat ons regtig daarna verlang om U beter te leer ken. Maak ons mense wat nie maar net die Bybel bestudeer nie, maar wat deur die Bybel bestudeer word. Mense wat nie maar net U woord lees nie, maar mense wat ook toelaat dat U sal kom en dat U woord ons sal verander. Mag U waarheid diep wortel skiet in ons harte. Mag dit ons troos wanneer ons swaar kry. Mag dit ons lei wanneer ons onseker is. Ons teregwys wanneer ons afdwaal. En mag dit ons elke dag 'n klein bietjie nader aan Jesus bring. As ons dan in hierdie week ons Bybels oopmaak, bid ons nie in die eerste plek dat ons nuwe kennis sal kry nie, maar dat ons regtig 'n ontmoeting met U sal hê. En vanoggend wil ons bid, Here, dat U sal praat, want U kinders luister. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Mag die Here julle in hierdie week verras deur sy woord. Mag julle hom vind wanneer julle na hom soek en selfs wanneer julle hom nie verwag nie. Mag julle soos die Emmausgangers ontdek dat hy al die tyd saam met julle stap en mag julle harte warm word wanneer julle met hom praat. Genade en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.